Ons gaan vanmôre voort met ons onwaarskynlikes uit die Bybel en die vroue waarna ons kyk. En ons kyk vandag na 'n vrou genaamd Maria Magdalena. Nou baie van julle sal Maria Magdalena dalk ken uit populêre kultuur. Daar word baie oor haar gesê en baie van dit is nie waar nie. Baie van dit kan die stories nie baie goed gegrond word nie en ons sal 'n bietjie daaraan raak as ons daarby kom. Maar wat daar oor haar gesê kan word, gaan ons vanmôre 'n bietjie oor gesels. Maria was 'n interessante figuur rondom Jesus. Sy was baie keer teenwoordig as Jesus met sy disippels praat. Sy kan amper 'n disipel in haar eie reg genoem word. Sy het baie Jesus hoor praat. Sy was baie lief vir Jesus. En hulle het regtig 'n besondere band gedeel. En die rede daarvoor was die verskil wat Jesus in haar lewe gemaak het. Ons sien in Lukas 8, daar was Maria bekend as Magdalena, uit wie Jesus 7 bose geeste gedryf het. So Maria Magdalena se geskiedenis was 'n geskiedenis van besetenheid. Toe Jesus haar ontdek het, was sy eintlik 'n besetene. Was daar bose geeste in haar. En Jesus het haar bevry van hierdie bose geeste en van daar af het sy Jesus gevolg. Sy was die een wat oral waar hy gepreek het rondgaan het en ons lees dit ook. Dit sê in vers Lukas 8, in die tyd wat nou gevolg het Jesus die land deurkruis van die een stad na die dorp na die ander. Oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby, hoor mooi, 'n aantal vroue wat van bose geeste en siekes genees was. Daar was Maria bekend as Magdalena by. Jy sien, sy het nog altyd saam met Jesus gewandel. En dan lees ons ook van haar op besondere plekke. Ons lees van haar as ons sien dat sy by die kruisiging is. Sy is by die kruisiging teenwoordig saam met Maria, die moeder van Jesus, en ook Maria Magdalena by die kruisiging. Sy weet waar Jesus begrawe is. Sy is die eerste een aan wie Jesus verskyn Sondagoggend as hy opstaan. Die Sondagoggend toe dit nog donker was, Johannes 20, die kerngedeelte wat gaan oor die opstanding, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf al weggerol is. Sy is die een wat Jesus dan in die tuin raakloop. Wat sy eers dink hy is die tuinier. Sy begin huil, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk, toe sien sy 2 engele met wit klere wat daar sit, waar die liggaam van Jesus geleë was. Een by die kop en een by die voete. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord, omdat hulle my Here weggevat het en ek weet nie waar hulle hom nou begrawe het. Nadat sy dit gesê het, is sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink is die tuinier, sy het gedink is die tuinopsigter. En vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. En toe sê hy vir haar, Maria. Dit wou sê Maria, Rabboni, sê sy toe nou, met leermeester, my leermeester. En toe sê hy, moet my nie vashou nie, gaan verkondig wat jy gesien het. Die eerste vrou aan wie Jesus verskyn nadat hy opgestaan het. 'n Besondere band. Die een wat demoonbesete was. Die onwaarskynlike een. Die een wat eintlik uitgewerp was, wat niemand wou hê nie, wat niemand mee kon huishou nie, is die een wat deel van Jesus se huis word. Is die een wat op die einde van die dag 'n disipel van hom word, waarvoor hy baie lief is en wat baie na in sy hart is. Mag julle hierdie week dit oordink. Mag julle ook besef dat op 'n besondere manier is jy dalk gered. Op 'n besondere manier het die Here jou ook verlos. En op 'n besondere manier wil hy ook 'n pad saam met jou stap. Gaan deel hierdie met jou vriende, gaan deel dit met jou familie en vra hulle ook, dat hulle ook deel van die erediens word. Deel dit met hulle, deel ook die erediens met hulle Sondagoggend en dat hulle ook saam in ons vreugde kan deel. Dankie.